Môre sê Radio Fynbos luisteraars, ons is by die 9de Desember en vanoggend se tema is, wag is nie maklik nie. Ek dink wag is een van die moeilikste goed wat mense deurgaan. Daar is dae wat ons net nooit ooit weer wil oor hê nie. As jy terugkyk na 2025, gaan jy daardie dae vir my vanoggend kan opnoem. Jy sal miskien vir my vra, maar Leonie, beleef jy ook sulke dae? Dan gaan ek vir sê te groot, ja, ek doen. En ek sê dit vir jou, dat jy met my kan identifiseer. Ek kan sien, dat ek ook 'n ma is, dat ek ook 'n mens is met 'n hart, met emosies, waar ek in splitsekondes keuses moet maak. Gaan ek val, of gaan ek tot op my knieë val? Ek het so gehoop dat hierdie boek maklik sou wees om te skryf. Maar weet jy dat Sweef een van my moeilikste boeke ooit was? Want soos wat ek Sweef aan mekaar gesit het, was dit uit 'n joernaal van my lewe. En daardeur moes ek goed gesien het, wat ek geskryf het, wat ek deurgegaan het. Die wat ek vir jou gee in Sweef, was hoe die Heilige Gees met my gepraat het, hoe hy vir my antwoorde gegee het. Maar as ek vir jou moet skryf, waaroor ek die antwoorde gekry het, dan sal jy verstaan, hoekom ek so verknog is aan kommunion. Want ek kan nie sonder Jesus se bloed en Jesus se liggaam nie. En soveel keer, as ek kommunion gebruik, dat ek net vasgehou het weer aan Jesus. 1 Korintiërs 2 vers 11. Want wie van die mens weet wat in 'n mens is, behalwe die gees van die mens wat in hom is? So weet ook niemand wat in God is nie, behalwe die gees van God. Mense verander, maar God nooit nie. Dis net hy wie altyd dieselfde bly, wie altyd getrou bly. Daarom kan jy maar getrou sy woord begin verklaar uit jou gees uit, sodat jou geeste mense jou by 'n plek uitbring, waar elke belofte van God ja en amen is. Jesaja 61 vers 7. In plaas van julle skande ontvang julle 'n dubbele deel. In plaas van die smaad sal julle jubel oor julle deel. Daarom sal hulle in 'n land 'n dubbele deel in besit neem, ewige vreugde geniet. Jy staan nie meer op dieselfde voet met mense, soos aan die begin van die jaar nie. Maar gaan kyk mooi, dat God nog met jou staan, net waar hy gestaan het die begin van die jaar. By hom is alles altyd standvastig. Maak tyd in kommunion om jou los te maak van hulle wat nie meer saam met jou staan nie. Vergewe, laat gaan en dan kom vir nuwe mense wat nou saam met jou staan. Dat dit 'n jaar is wat voor jou lê 2026 met 'n dubbele salwing wat vir jou wag om keuses te maak wat God sal verheerlik, wat lewe is om te kies. Dankie Jesus vir u bloed vanoggend. Dankie Here dat ek vir mense kan vryspreek, kan vergewe. Here, elke gedagte, elke woord, elke daad wat aan my gedoen is in 2025, ek wil dit nie saam met my langer dra nie. Ek wil vergewe en ek wil vryspreek. Dankie Jesus vir die liggaam wat vir my gebreek is, sodat ek genees kan word van enige iets wat my ooit seer gemaak het, wat my siek kon maak, wat my krank kon maak, wat my teleurstel. Amen.